So ons gesels vanoggend met Ursula van Huisteen oor die Sportforum se inisiatief, die Try Racket, en hierdie jaar ook die Try Target toernooi wat in Stilbaai gaan plaasvind. So Ursula, baie welkom by die program. Baie dankie Karen. Dankie vir die geleentheid. Ja, is altyd lekker om met jou te gesels. So Ursula, ons het nou laas jaar uit die Sportforum die Try Racket gehad. So miskien kan ons begin en net vir ons luisteraars sê, jy weet wat die Try Racket was en ook hierdie jaar se Try Target wat dan nou bykom. Jy weet vir ons luisteraars te vertel wat dit behels en so aan. Gesels met my. Dankie Karen. Ja, die idee van die Sportforum was om meer as een sport bymekaar te bring sodat ons mekaar se sporte kan ervaar, bietjie kan sien hoe die ander ou se sport, jy weet mos die een ou sê altyd, die gras is groener aan die ander kant, my sport is beter as jou sport. So om bietjie tussen mekaar te kan deelneem en te ervaar hoe die ander sport is. So laas jaar het ons begin met 'n Try Racket. Dit sluit dan nou in die squash spelers, die pluimbal spelers en die paddle spelers wat 'n spanne inskryf. Jy neem deel in jou sport soos wat jy sou gedoen het met 'n tydgleef en kyk hoeveel punte kan jy bymekaar maak in daai tydgleef. Al jou punte word dan nou bymekaar getel en dan kan ons dan nou sien wie is die sportman wat oor meer as een sport uitblink. Dit is so 'n soortgelyk aan 'n triathlon waar hulle mos gewoonlik die swem, die fietsry en die hardloop doen. So as jy goed is in die een, beteken dit jy gaan goed wees in triathlon nie. Jy moet half goed wees in almal of goed genoeg wees in almal. So dit is maar die idee van wat ons gedoen het verlede jaar. Ja. En die kompetisie is altyd lekker, maar die groot ding gaan oor om mense saam te bring en jy weet saam in 'n spasie te sit en jy weet saam kragte te meet. Dit maak dit maar net soveel lekkerder, jy weet, as 'n mens soms 'n bietjie in diep water is. Dit is altyd mos lekker om te kyk hoe 'n mens kan swem. Fantasties, ja, en ook omdat dit is die spansporte is. Net Dis 'n so. span wat deelneem, 2 elk. So jy kan vir jou 'n spanmaat soek wat goed is in een van die ander as jy goed is in die ander een en dan dra die spanmaats mekaar. So dit is ook lekker. Natuurlik die idee van die Sportforum is ook om sporttoerisme binne in Stilbaai te bevorder en ons was baie gelukkig verlede jaar. Ons het spanne gekry van die Parel, Waldewee, Alipad, Mosselbaai, George en Bochumsbaai. So dit was 'n lekker geleentheid waar daar meer mense van ander dorpe ook kom deelneem en dit help natuurlik die Stilbaai sportmense ook om bietjie 'n mens raak so half vervelig met jou eie kompetisie. Ja. Want jy weet al waar gaan daai ou die bal neersit. So as jy teen iemand speel wat jy nog nooit voorheen teen gespeel het nie, dan is dit ook lekker om jouself teen daai kragte te kan meet. Nee, absoluut. En ek dink die kameraderie en die vriendskappe wat 'n mens maak deur sulke tipe toernooie, dis nuwe mense wat 'n mens leer ken. Dis eintlik dit gaan veel verder as bloot net, jy weet, sport en kompetisie en daai ding. So Ursula, maar hierdie jaar het jy ook het ons die Try Target wat bykom. Ja, dit is nogal iets interessant. Ja, dit is baie interessant. Ons het besluit ons, soos wat ek voorheen gesê het, die idee van die Stilbaai Sportforum is om meer verskillende sporte bymekaar te bring. Ja. En ons bou op hierdie dag om dit 'n regtige 'n sportdag in Stilbaai te maak, dat ons sportmense van reg oor die land kan nooi. Ja. En toe het ons besluit saam met die Try Racket gaan ons nou hierdie jaar bysit Try Target wat boogskiet, 9 mm pistoolskiet en veerpyltjie behels. So as jy wil inskryf, kan jy inskryf vir daardie kompetisie. Jy gaan 5 of jy gaan meer skote kan skiet, maar jy gaan 5 van jou skote gaan tel vir die pistool, 5 van jou skote vir boogskiet en dan ook 5 gooie vir die veerpyltjie. En dan kyk ons wie is die ouens met wie se oog is die beste in as dit kom by target shooting. En ek dink wat ons vir die luisteraars ook moet sê is dis soos jy sê, dit is
dit is 'n geleentheid waar mens kan saamkom en skouers skuur saam met ander ouens in die dorp. So, dis nou die ideale geleentheid om daai vriendin van jou nader te hark en te sê kom ons kry nou 'n bietjie, ons doen bietjie iets buite ons comfort zone en ons gaan neem die dag deel en ja, dis eintlik 'n heerlike pretdag vir ons gemeenskap. Verseker, en jy hoef nog nooit in jou lewe 'n pistool op te getel het om te gaan skiet nie, Ja, of 'n boog vir daardie vir for that matter, soos ja, die Engelsman sê. Jy gaan opdaag, daar sal 'n die manne wat weet en wat die klub bestuur sal vir jou wys hoe om dit te doen. Jy gaan staan. So dis 'n fantastiese geleentheid om meer as een sport te kom ervaar. As ja, jy nog nooit paddle gespeel het nie of nog nooit pluimbal gespeel het nie, op die dag wys ons vir jou. Jy kan natuurlik ook voor die tyd, al hierdie klubs sal waarskynlik 'n dag hê wat jy voor die tyd kan kom, net om te kom voel hoe voel dit, om jou ja, oog in te kry dat jy nou nie voel dat jy daai dag daar opdaag nie. ja, Ehm So jy kan die klub, ons sal jou as jy wil, kan jy net dit ook laat weet, dan kan ons met die klub reël dat hulle vir julle kan wys hoe dit werk. Ek weet byvoorbeeld van die manne van George wat laas jaar tweede gekom het, hulle het al reeds vir my laat weet, want hulle is pluimbalspelers, so hulle het reeds vir my laat weet, hulle oefen elke week nou squash. Net sodat hulle daarom kan ja, bybring by die squash, want net hulle so. wil nie net op hulle pluimbalpunte Staat maak nie, staat ja. maak nie. Ja, Ja, so dis lekker. dis So lekker. kom ervaar iets nuuts. Daar's beginners, daar's ouens wat al jare speel, daar's mense wat goed is in een sport, maar nie so goed is in die ander sporte nie. So Ja. dit sal lekker wees. En ook, ek sit en dink terwyl ons nou so gesels, dit is jy het weggetrek met die sportforum se hart is om jy weet mense blootstelling te gee en dis eintlik ook 'n geleentheid vir ander sportsoorte in die dorp. Ek dink nou aan die rolbal en jukskei en jy weet die golf en wat ook al. Dit is 'n geleentheid vir jou sportklub om eintlik te sê maar hoorie sportforum. Volgende jaar wil ons ook deel wees van hierdie inisiatief en dan skep ons 'n nuwe draai wat dit ook al dan nou is. Want ons wil graag hê jou klub moet blootstelling kry en nuwe lede Ja, dit wys. sal fantasties wees. Ek dink Ja, ook 'n rolbal, jukskei, boels kom of 'n ja, croquet kompetisie of so so iets. iets. Seker Ja, dat ons 'n verskillende, en dit is die idee, is ja, om te bou. Ons begin klein want 'n mens moet seker maak jy weet ja, dat jy dit kan bestuur. So hierdie jaar het ons, verlede jaar het ons een try kompetisie gedoen. Hierdie jaar doen ons 2. Die ja, volgende jaar sal ons dalk 3 bysit. ja, So kom kyk hoe lekker pret dit is. Daar's ook lekker pryse ja, natuurlik. Dit mens neem ons altyd deel vir lekker pryse. So die ja, aand na die tyd sal daar 'n prysuitdeling wees. En dit gaan dan nou vir ons die geleentheid gee om weer almal bymekaar lekker lag. 'n paar Ons sal kyk wat ons alles of daar 'n paar booby prizes ook kan wees. ja, Verlede jaar het daar ouens lekker opgedres. Daar was 'n paar ouens van Riversdal ja, wat met tutus opgekom het. So dis neem deel met pret in gedagte, want net dit is so. waarvoor dit gaan is. Dis Julle moet asseblief dit kom doen. kom doen ja. So Ursula, kom ons gesels gou inskrywingsfooie en kontakbesonderhede. Hoe maak ons luisteraars om dit in die hande te kry? Karen, ek dink Ja, daar is 'n online inskrywingsvorm wat mense kan net op klik en ja, hulle details daar insit. As hulle klaar dit gedoen het, sal hulle 'n betaal link kry wat die inskrywingsfooi is. Dis vir elke kompetisie is dit R350 per speler. Dan hoef jy ook geen toerusting te hê nie. ja, So dis ook belangrik om te weet. As jy sê maar ek wil graag kom speel, maar ek het 'n squash raket, maar ek het nie 'n pluimbalraket raket nie. ja, Dis alles ingesluit by die fooie. Jy moet basies net opdaag met jou tikkies ja, byvoorbeeld, en dan kan jy kom deelneem. So die R350 sal dan nou insluit die dis dissiplines ja, wat jy kan aan deelneem teen ander mense, en jy sal in 'n pool wees afhangende van hoeveel spelers ons het. Verlede jaar het ons ek dink ons pools was in 4 gedeel, so ja, jy sal definitief 3 keer
pluimel speel, 3 keer squash speel en 3 keer paddle speel byvoorbeeld as Ja. jy in die dry racket deelneem. Jy weet en ek dink byvoorbeeld aan laas jaar hoe daar van die jong span van Bertie Barnard kom deelneem het in Padeya en hoe die kinders, baie van daai kinders het op die ou einde van die dag weet pluimbal opgeneem as sport. Dis 'n lekker geleentheid vir ouers om hulle kinders en jong, jy weet, volwassenes te bring en te sê kom hier is blootstelling. Ons gee vir jou blootstelling aan hierdie sportsoorte en miskien is dit iets waarvan jy hou. Ek meen ons baie jong, ek dink aan myself, het nog nooit 'n boog vasgehou nie. Maar ek dink dit is iets wat ek wil gaan probeer. Ek dink dit kan verskriklik lekker wees om, jy weet, om net te voel hoe dit voel. So ek dink dit is 'n goeie geleentheid vir ouers om te sê, goed, voordat ek nou al hierdie duisende rande spandeer aan toerusting of wat ook al ek nou wil, kom ek kyk eers of jy weet hoe voel my kind hieroor of ja, dis 'n goeie geleentheid om dit te kom uittoets. Dit is Karen en soos jy sê, die een seun wat laas jaar, ons is baie trots laas jaar wat ons jong manne, twee van ons jong manne, een van Padeya en een van Oakdale het die kompetisie gewen. Ja. Maar daar's 'n seun van Melkoutfontein wat laas jaar in die dry racket deelgeneem het, gesê het, "Yes, dit pluimbal, hy het nog nooit pluimbal gespeel nie. Ja. Dit is fantastiese lekker sport." En hy is al reeds hierdie jaar in Eden se span Ja. ingesluit. Kyk So maar. dit is 'n geleentheid om te kom. En dan is daar ander kinders wat ook deelgeneem het wat gesê het, "O nee, hulle hou liewer van hulle squash. Hulle sal liewer Ja. net squash speel." So Ja. maar dit gee vir jou die geleentheid om meer as een te gaan beoefen. Ja. En as ek jou so luister, dink ek gaan ek jou challenge, Karen, dat ek Ja. en jy aan daai dry target gaan Nou deelneem. maar, challenge accepted. Doen maar ek sê let's do it. Let's do it. Kom ons gaan doen iets nuuts. En ons daag 'n paar ander vroue uit en sê kom kyk of julle nie vir ons kan ore aansit nie. So Verseker. Ja, nou Ons gaan so maak. Ja. Kom, women in business, waar is julle? Hulle sal weet van wie ek Ja, praat. daar's ek stem saam. Nou maar Ursula, dankie, dit is altyd lekker om met jou te gesels en ons gaan definitief vir ons luisteraars al die besonderhede verder gee en ons sien uit om mekaar daar te sien. Fantasties. Dankie, Karen, en dankie weer vir die geleentheid. Dis 'n Lekker dag vir plesier. julle. Nou maar goed gaan, tata.